you are God. Your throne is high above it all. Here, dankie dat ons, Here, die voorreg het, Here, om met ons eenvoudige songs, offbeat, dalk 'n vals noot hier en daar, Here, U kan aanbid. Dat ons kan aansluit, Here, by dit wat reeds in die hemel besig is om te gebeur. Engele sing, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Dankie, Here. Here, vir wie U is in hierdie plek vanmôre. Ek weet, Here, U is die een wat al die antwoorde het. U is die een wat die see stil maak en die storm stil maak. U is die een wat trompdeure oopmaak. En ek bid, Here, dat dit vanmôre in hierdie plek so sal wees, Here, dat U elke storm in elke hart en lewe sal stilmaak. Ek bid, Here, dat U vanmôre elke gedagte wat oorweldig is met die stemme, Here, van self en van ander, van die verlede, van die toekoms, bekommernisse, depressie, angs, vrees, wat ook al dit mag wees vanmôre, bid ons, Here, dat U sal opstaan, Here, en sal sê, be still. Here, dat U sal hom vrymaak en losmaak, Here, van alles wat nie van U af is. Ons geloof U naam. Halleluja. Amen. Voordat jy sit, gee net vir iemand dalk 'n drukkie of 'n hand op die skouer. Sê net, the Lord is in this place, He loves you. There's something in store for you this morning. Jy kan nou sien of die ene vir manlik of vroulik begryp, want hulle kyk diep in mekaar se oë. Ek wil vanmôre met die praat oor, ons is besig vir die wat nou nie weet nie, ons is besig met 'n reeks wat gaan oor geestelike detox. Detox is wanneer ek ontslae raak van allerlei gifstowwe, toksiese stowwe in my liggaam om gesonder te wees. En so moet ons ook in ons geestelike lewe bietjie detox. Daar's te veel goed waarna ons luister en kyk en toelaat in ons gedagtes, in ons harte, in ons gebedskamer, in ons lewe, wat nie daar hoort nie. En dit hou ons terug, dit hou ons weg van dit wat die Here vir ons beplan het. En hy sê in sy woord dat His plans to prosper us, to give us hope and a future. Amen? So ek wil vanmôre vir julle lees, jy kan saam lees of jy kan net luister. Ek lees uit 1 Konings 19. Gaan oor Elia vanaf vers 1. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. En die storie is so, ons ken dit. Ahab het vir Isabel of Jezebel, soos ons ken, en jy weet, baie mense sê gewoonlik, hoe daai het 'n Jezebel spirit, en daai is 'n Jezebel, en daai Ahab het vir Isabel alles vertel wat Elia gedoen het, en dat hy die profete van Baal doodgemaak het. Toe stuur Isabel vir Elia 'n boodskap. Mag jy nooit so 'n boodskap kry nie, maar mag die gode met my die doodstraf, as ek nie teen môre hierdie tyd jou lewe neem, soos jy die profete gemaak het. Imagine jy kry so 'n boodskap, I'm after your life, I'm coming for you, ek wil jou doodmaak. Elia het baie bang geword, wat vir my vreemd is, maar ons gaan daarby kom, en vir sy lewe gevlug, en hy het na Berseba, 'n dorp in Juda gegaan, en sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het die woestyn 'n dagreis ver binne gegaan, en hy toe onder 'n besembos gaan sit, en gewens dat hy liewer maar moet sterf. Jy het soms suicidal thoughts. Ek het nou genoeg gehad, Here. Wie het al so gebid? Kom aan, nou nie hoogheilig hierso sit vanmôre. Lord, I've had enough. Ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Ek gaan nie meer nie. Seker of van iemand, almal van ons het al iewers so gebed. As jy nie het nie, dan moet jy asseblief met my afspraak maak in die week. Wat is die resep? Want jy het dit nog nie. Hy sê, Here, ek het genoeg gehad. Neem nou maar my lewe. Here, kry nou maar klap. Vat nou maar net my huis, want ek weet elke wat maak ek hier. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorouers nie.
En hy het gaan lê onder die besembos en hy slaap geraak, maar 'n engel het hom wakker geskud en vir hom gesê, staan op en eet. Hy kyk op en daar sien hy by sy kop 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik vol water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel het weer gekom en aan hom geskud en gesê, staan op en eet weer, want anders sal die pad vir jou te lank wees. Sien, dit was nie tyd vir hom nie, om klaar te maak nie. Dit was nie tyd om op te gee nie. Daar's nie tyd om onder die besembos te lê nie. Daar's nie tyd vir jou om in die bed te bly lê nie. There's work that needs to be done. En hy het opgestaan en geëet en gedrink en die kos het hom genoeg krag gegee, sodat hy 40 dae en 40 nagte tot by Horeb die berg van God kon loop. Ek wil van daai roosterkoek hê. En daar het hy by 'n grot ingegaan en die nag deurgebring. Maar die Here het met hom gepraat. Wat maak jy hier? En die Here kom vanmôre en hy vra vir party van ons dalk, en nie almal van ons nie. Wat maak jy hier? Jy ben ek hier vanmôre nie. Wat maak jy hier? Elia antwoord, ek het U met toewyding gedien, Here, God almagtig, maar die Israeliete het die verbond met U verbreek, die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en nou probeer hulle my ook doodmaak. Dit is my amazing in hierdie deel, hoe ek sien, dat mense wat deur depressie gaan, dit is alles wat Elia op hierdie stadium ervaar. Die suicidal thoughts, die negativiteit, die vrees, die angs wat daar is, die eetlus wat weg is, hy wil net slaap, hy voel alleen, sien jy dit? Nee, sê kom buite toe, kry 'n bietjie vars lig. En gestaan voor my by die berg, sê die Here. Terwyl Elia daar staan, het die Here by hom verby gegaan en 'n geweldige rukwind het die berg uit mekaar geruk en die rotse gebreek voor die Here. Tog was die Here nie in die wind nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. En na die aardbewing was daar 'n vuur, maar die Here was nie in die vuur nie. Na die vuur was daar die geluid van 'n sagte geruis, 'n sagte wind. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en hy by die ingang van die grot gaan staan en 'n stem het gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy het weer geantwoord, ek het U met toewyding gedien, Here God almagtig. Maar die Israeliete het U verbond met U gebreek. Die altare is afgebreek en al die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en nou probeer hulle my ook doodmaak. Ek wil gou vir julle 'n videoklip wys. Dit is te koslik. Dis al 'n bietjie ou videoklip, is wit en swart. Maar julle het al gehoor van candid camera wat hulle mense skelmpies afneem. En hulle gedoen het is hulle het 'n paar kinders ingekry en agter 'n ontvangstoonbank laat sit. En om te kyk wat gaan hulle doen as die foon lê, hulle moet die boodskapies neem en gee. Hoe gaan hierdie kinders reageer? Hoe gaan hulle dit kan doen? Vir interessantheid, dit iewers steek hulle kamera weg. Kyk hierdie dogtertjie se reaksie wat hulle gegee het. Hello? Hi, is Mr. Jones in? No, Who's this? Kathleen. Hi, Kathy, how are you? Fine. Good. Look, I have a message from Mr. Jones. Would you give it to him when he comes back? Yes. This is the message. Tell Mr. Jones that there's a meeting between his lunch and his 2:30 appointment. You got it? Okay? Yes. Would you tell him that? Yes. Thank you very much. Bye-bye. Oh my God. Oh, I just forgot. Hello? Hi, how are you? This is a fellow called a minute ago with a message. Did you remember it? I thought I might have given it to you too fast. I forgot. I thought you might say that. Do you want me to tell you again then, huh?
Yeah. Okay, now you try to remember. Yeah. Okay. Would you tell Mr. Jones that there's a meeting between his lunch and his 2:30 appointment? Can you remember that? Okay. Thank you. Bye-bye. Te koslik, te koslik. Nou ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, maar met my het dit al gebeur. Nou party mense sal nou sê jy's te jonk vir sulke dinge. Maar ek sê altyd, jy weet ek is 'n man, ek kan net een ding op 'n slag doen. Ek kan nie multitask soos 'n vrou nie. En dan sit hulle vir my toe ek op die skool gewerk het agter die ontvangs want die tannie moet nou tandarts toe gaan of wherever. Dis chaos daar, dis gewonder, 'n sekretaresse is 'n vrou se job. Ons mans kan nie dit doen nie, jy kan net nie cope nie. Skielik, lei die klok. Nou dis op die rekenaar, om jou te herinner, jy moet die klok lei, want die kinders moet wissel. So ek moet die klok op die rekenaar stop en dan moet ek die klok lei, en tussen lei die telefoon, en die hoof skree uit sy kantoor uit vir iets, en iemand stop by die deur in, en hulle wil papiere gee, en dit is net, en ek voel ek verloor my kop. En baie van ons voel so, want ons is te besig. Ons brein is oorweldig met gedagtes en negatiewe en bekommernisse en goeders van die lewe. Nou, ek wil vir jou weer 'n paar so statistiekie gee, maar eerstens wil ek vanmôre sê, ek is nie hier vanmôre om enigiemand te diagnoseer met enigiets nie. Ek is nie 'n sielkundige nie, ek is nie 'n dokter nie. Moenie jy ook vanmôre jouself diagnoseer nie. Ek weet party van julle het al, baie mense doen, baie mense het hulle self al lank al gediagnoseer met goeders en jy was nooit by die dokter nie. 1 uit elke 8 mense is al gediagnoseer met erge geestelike verstoring, mental disorder. 1 uit elke 8 in die wêreld. Dit is net waarvan die dokters weet, en dis net die ergste gevalle wat opgeteken is. 1 uit elke 8. En ek weet dat dit baie meer is as net 1 uit 8. Want ek werk elke dag met mense. By die skool het ek ook met die kinders gewerk en dan baie van hulle diagnoseer ook sommer hulle self met depressie en al hierdie goeders. Soos wat ons maar doen. Mense sukkel met depressie, dit is 'n werklikheid. Depressie is wanneer mense net die hele tyd hartseer is. Geïrriteerd voel, leeg voel, hopeloos voel hulle verloor hulle belangstelling in die lewe en in goed. Hulle het geen eetlus nie, hulle slaap of te veel of te min, hulle is oormoeg, vergeetagtig, alleen, en hulle het baie keer selfmoordgedagtes of neigings om hulle self seer te maak. Dit is 'n realiteit. As jy dit nog vanmôre, as jy iewers in jou lewe nog nie was waar jy kan sê ek het depressie gehad nie, dan het jy nie idee wat dit is, hoe dit voel. Ek weet nie eens regtig wat dit is nie. Ek het sien mense, ek praat met mense en ek beleef die seer en die toestand waarin hulle is. As mense wat sukkel met bipolar, ons ken dit. Dis 'n erge vorm van depressie wat jou selfs manies kan maak. PTSD, posttraumatiese stresversteuring. Weet julle hoeveel mense het dit? Weet julle hoeveel mans het dit nog van die weermag daar? Een van my pastore wat ek geken het, was in die weermag vir baie lank en hy sê vir jare daarna, as hy net 'n ballon hoor pop, of hy hoor net 'n kar backfire in die straat, dan het hy gekoes. Sy vrou het nie geweet daaraan wat om met hom neer te maak nie. Maar die man wat sy gestuur, of die man wat gegaan het, is nie die man wat teruggekom het nie. Mense sukkel met skizofrenie, met angs, anxiety, ADHD, aandagafleibaarheid, OCD. Dit is ook een ding wat mense hulle self baie maklik mee diagnoseer. Ek het OCD, net omdat jy hou van 'n ding wat perfek is. En dit is nie so, en jy het nie idee wat is OCD nie. 'n Vriendin van my in Woester het dit baie erg gehad. Sy was totaal manies en al van haar kop af gewees. Sy sê sy moet 'n ding,
Hulle werk in getalle en goed, jy weet hulle kan nie net 'n skakelaar een keer aansit nie. As sy glo 5 is die getal, dan sit hulle dit 5 keer aan en af. Anders glo hulle iets gaan met jou gebeur. Sy sit die ketel af, sy weet hy's af, sy neem 'n foto om seker te maak hy is af, want dit gaan haar later pla. Dan ry sy werk toe halfpad en dink sy nee, iets kan gebeur. Die wind gaan inkom en hy gaan op een of ander manier die prop inplak en die ketel gaan aan en die ys gaan afbrand. En dan ry sy terug, gaan plak sommer, dan vat sy die ketel en sit sy hom in die gang. Dan ry sy werk toe die een oggend en terwyl sy werk toe ry, skielik voel sy net sy het iemand doodgery. Sy trek van die pad af, sy is hysteries, sy bel haar man, sy sê, ek het nou net iemand doodgery, jy moet kom. Sy my vrou, wat jy gemaak, sy daar kom, is aan niks. As die teken van iemand wat oor die pad geloop het nie, as iemand, sy glo dit. En ons sal nie weet wat dit is, wat jy nie daar was. As mense wat in die nagte nie kan slaap nie, as gevolg van hierdie goeders. Behalwe vir hierdie groot goed, is daar ook kleiner goed, maar ek dink dit net so groot is, want dit het 'n impak op ons geestelike lewe. Gewone normale vrese, die alledaagse vrese. In COVID-tyd het ek gesien hoe mense, normale mense, hoe geestelike sterk mense kan vrees. Ongeloof. Ek praat nie nou van ongeloof in die Here nie, ek praat van jy's ongeloof, wat jy twyfel in alles. Jy twyfel in almal. Negatiewe denke. Is nooit, jy sien die gat in die donut, jy sien nooit die glaze en die lekkerte nie, jy sien net die gat. Agterdogtig, is al agterdogtige mense? Is altyd suspicious, is altyd 'n rede wees vir iets. Overthinking. Lord help us. Dan kom jy by die kerk, na kerk, en dan sê jy vir jou man, ek is seker daarvan, Sarah is kwaad vir my. Hoekom? Jy is nou sulke goeie pelle. Sy het my nie vanmôre gegroet. Meanwhile, het Sarah se geyser gebars gestrand, en sy het nie oog toegemaak nie, sy is maar net 'n zombie vanmôre. Sy het jou nie eens raak gesien. Sy kom by die huis en sê van man, wat was jy aan die vandag in Katerijn? Hulle? Jy staan langs mense en dan sig iemand en dan dink jy, wat het ek nou weer gedoen? Maar as jy net lekker om te sig. Dink van my vanmôre hier is mense wat hierdie gedagtes het. En jy sal die heel week oor dit dop. Jy sal, as jy bid vanaand, is dit alhoor jy bid vir Saartjie wat jou nie gegroet het nie, Here, wat het ek nou weer gesonde, wat het ek gedoen? Ek dink dit was gewees oor dit, Here. Miskien is dit oor daai ding van 3 jaar terug wat ek gedoen het. Jy weet, sy het my nog nie vergewe nie. En ons maak onsself mal. Is dit net ek? As 2 goed in hierdie laaste 2 weke wat my mind occupy en is alwaaroor ek kan bid. En dis asof ek die Here in my gedagte kan sien as ek begin dan draai hy om en dan skud hy net. Ek gaan ons op weer. En dan sê ek vir die Here presies wat ek dink van die situasie. En Here, ek sal dit graag so wil hê, maar U wil, Here. En môre dan is ek weer daar en dan dink die Here, ek het dit gehoor. Eerste keer het ek dit gehoor. Is ons al weer hier. Is jy seker dit wat jy dink is die waarheid? Jy sien maar ons het baie stemme. Nog iets wat mense baie keer doen is hulle oordryf. Gewoonlik sê hulle dis die vissermanne, want hulle sal vir jou sê ek het net so vis oorvang. Dan is dit so vis. Ek het baie mense, ons oordryf baie keer sonder dat jy agterkom. Ek en 'n vriendin het hierdie, ek spot met haar, dan noem ek dit SARS, want sy moet ons SARS papiere invul vir die non-profit. En sy kom by my en sy vertel vir my, dit is chaos, dit is so 'n bak wat sy moet invul. Ek dink hierdie SARS daarom, wat moet jy alles invul? Want ek sien so 'n bak, dis wat sy gewys het, so 'n bak. Ek stel uit, want ek het nie lus om die papiere in te vul nie. Eventually besluit ek wel ons moet dit maar doen, en toe daar kom tussen 2 blaaie.
En sy sê vir my, dit is miskien nie hoe dit vir jou voel nie, maar vir my voel dit so. Dit is oordryf. En dit is alles hierdie goed wat ons vir onsself sê, en ons brein is soos 'n tronk. This is a battlefield. Duiwel is daarop uit om jou, want as hy jou hier kan wen, dan beheer jou hele lewe. Mense is gevang, hulle is in 'n tronk, ons is self baie keer in 'n tronk, want ons luister vir die duiwel. Die woord sê vir my, is die vader van die leuns, en ons het daar's 'n tool, ons kan hom uitdryf. Ons kan hom uitdryf. Maar ek kan nie ander mense uit jou lewe uitdryf nie. Ek kan nie die mense in jou lewe uitdryf na wie jy elke dag sit en luister en nie moet na luister nie. Daardie mense wat die negativiteit die hele dag oor jou uitspreek, en die mense wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. En eintlik is daai vriende net in jou lewe, want jy het dalk baie geld of iets, ek weet nie, jy bak lekker koeksusters. En al wat jy kan doen is, jy kan wegstap van sulke mense, wat nie goed is vir jou nie. Want Paulus sê, bad company corrupts good character. So step away. Hoekom bly jy in daardie kringe waar jy nie moet wees nie? Hy van ons met die nuus en die media en die koerant en die TV en die radio bietjie afsit. Want jy het nou weer gehoor, iewers het 'n bom geval en die terroriste is nou op ons en elke aand bid jy kyk by die vensters uit, jy maak seker al sy studie, alarm is aan, jy kyk 3 keer voor jy gaan slaap. En jy's hysteries in die oorlog, die bom het eintlik maar geval daar, somewhere, Hiroshima, wherever. Ek weet nie. En jy stres hier. Nou lees ons hierdie week in die Koran, daar's nou weer ingebreek iewers in 'n winkel in Kleinmond en die geweld. En ons stres. Ons vertel vir ons goed, maak jy nie jouself bietjie klaar soms nie. Ek kan nie so lewe nie, ek weet nie van jou nie. Is draining. Dit voel ek normaal word, en party dae wanneer ek so voel, dan gaan sit ek net by die see, in God se spreekkamer. En ek sit iewers daar op 'n klip, en ek het nou die dag, ry ek net so bietjie uit, iewers waar ek weet die mense is, waar hulle nie swem, en rondloop, en draf nie, en ek praat toe, en ek praat bietjie hard, en ek sê, Here, ek kan nie meer nie. As U my nie gaan red van hierdie gedagtes in myself nie, want ek lieg vir myself. En ek glo die leuns wat gesê is, en glo my die duiwel kom en hy kom fluister. Jy weet, dit vat baie keer baie werk om 'n boodskap uit te werk vir 'n Sondagoggend. Want ek beklei die hele tyd met my eie gedagtes en met die duiwel en alles. Ek sê vir die jong mense Vrydag, kyk, baie keer staan 'n mens hier en dan kyk jy so na die skare en dan dink jy, Here, help. Gaan iets in. En ek sê dit met liefde en respek. En ek het verlede week gesê, en dan verstaan ek Jesus se frustrasie wanneer hy keer op keer moes gesê, hoe lank nog? En ek klein gelowiges, hoeveel keer moet ek nog hierdie goed sê? Nou ja, Here, dit maak baie keer vir my, hoe lank moet ek nog dit vir jou sê, Gerard? The mind should not control your life, your spirit should control your mind. Jy moet nie leef in die vlees nie, jy moet leef in die gees. En ons kan duiwels uitdryf, ons kan daardie duiwel wat jou mind occupy, kan ons uitdryf, maar ek kan nie jou vriende uitdryf nie, en ek kan nie jou uitdryf nie. Sekere goed is oefening, it's exercise, dis discipline. You need to fix your thoughts. Dis wat die skrif sê. Ons gaan bietjie daarna kyk. Spreuke 23 vers 7 sê in Engels, for as a man thinketh in his heart, so he is. Dit wat hier aangaan, sal in jou lewe wys, dit sal die vrug wees wat jy dra. Hier sit Elia onder hierdie besembos, en hy sê, hy is klaar. Dit is so interessant vir my, want net in die vorige hoofstuk, bid hy vuur uit die hemel uit. Hy het die boldness om die Baal-profete, 450 van hulle dood te maak. En net in die volgende hoofstuk, omdat die vrou gesê het, Jezebel, ek kom vir jou, sit hy nou sak en as.
Where are your focus? Sien, want al wat hy nou, hy het vergeet, dat die Here met vuur in die hemel aankom. Die Here het sy gebede beantwoord. Dit moes 'n wonderlike belewenis gewees het. Hierdie kragtige profeet, hierdie man van God, sit nou in sak en as met depressie, vrees oorweldig hom, hy het nie eetlus nie, hy voel alleen en hy voel, Here, jy kan my nou maar vat, ek is klaar. Dit is wat ek aan jou doen, wanneer dit hier nie reg is nie. Jy hoef nie mal te wees, manies, of whatever, gediagnoseer te wees met goeders nie. Jy hoef nie met depressie of baie boude noodwendig gediagnoseer te wees nie. Ek wil net vir jou vanmôre sê, kind van God, al het jy niks van daardie goeders nie, kan ek sien en weet ek in jou lewe, dat jy is hier vasgevang in die battle. As jy vryheid in jou lewe nie. Ons is besig met geestelike detox en ek wil weer hierdie gedeelte lees, ons het gelees oor wees heilig, want hy is heilig. Hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 13. Sien daarom in verwagting uit na die genade wat vir julle gebring word, wanneer Jesus Christus weer verskyn. Sorg dat julle helder dink. Het hy gesê hierso, die Here gaan jou laat helder dink? Hy sê, sorg jy dat jy helder dink. Dink gedissiplineerd. Wees gehoorsaam aan God, want julle is sy kinders. Moenie weer soos vroeër julle natuurlike neigings die oorhand laat kry nie. Julle destyds nie van beter geweet nie. Soos wat hy julle geroep heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel ook heilig wees. Staan immers geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Dit beteken nie net heilig soos wat ons dit baie keer dink nie, but holy means to be set apart for him, for his glory, for his honor. En net so moet ek my gedagtes op hom fokus. It must be set apart from the world and the worldly things. Jy moet na die nuus kan kyk sonder dat dit iets doen. Jy moet kan hoor die dokter sê vir jou, sorry, jy het kanker, sonder dat dit iets doen. En ek weet dit doen, ons is mens, maar ons moet op 'n plek kom, wat ek sê, Here, wat sê die woord? Dis wat die dokter sê, dis wat die mens sê, dis wat my vriende sê, dis wat die skoolhoof gesê, dis wat die onderwyser gesê, want van julle loop nog met seer van onderwysers, wat goed oor julle uitgespreek het, te veel gesê. Romeine 12 vers 2, ek wil dit graag in die Amplified lees, wat sê, and do not be conformed to this world. Moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, but be transformed and progressively changes as you mature spiritually. Wow. Be renewed in your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourself that the will of God is, what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Ons moet hier vernuwe. Dis waar dit begin. Jy sien, ons kom en ons gee ons hart en lewe vir die Here en daar's 'n seisoen van joy en ons voel vry en heel en anders. Ons baie keer nog baie goedjies wat ons mee sukkel. En die Here sê, ek het vir jou die tools gegee. Ek wil hê jy moet dit gebruik. My krag is daar, my hulp is daar, maar dit wat jy nodig het, het jy. So hoe detox ek my denke, in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, ons leef wel in 'n menslike liggaam. Hoe jy weet, as iemand jou nou knyp, gaan jy weet. Maar ons voer die stryd, nie met menslike middele nie. Ek is nie teen antidepressante nie, ek is nie teen al hierdie medikasies nie, want ek is nie dokter, ek kan nie my opinie gee nie.
Maar uit my ondervinding uit, waar met jong mense gewerk het ek gesien dat die stelsel van hierdie wêreld werk nie. En die pille van hierdie wêreld werk nie. Hoe kan ek dit maar so sê? It's a vicious evil cycle. Maar as jy nou op gaan gaan. Party een pil maak 'n volgende probleem. Ek het testimonies. Ek is nie teen dokters, ek is nie teen die medisyne en al hierdie goeders nie. Maar ek sit met jong mense in my kantoor wat sukkel met angs, depressie en al hierdie goeders. Al wat daar gedoen word is, gaan sien die sielkundige, want dis die persoon wat dit kan doen en hanteer. En al wat hulle doen is, hulle sien daai kind vir 10 minute, vra R1500, skryf 'n antidepressant voor. 6 maande later sit ek met daai kind en hy is dieselfde probleme, is dieselfde goed, maar in die 6 maande het die dosis net vermeerder. Dis nie vryheid nie. Breek my hart, maak my kwaad. Weet daar is vryheid, Jesus sê dit. Amen. Miskien is dit omdat die mediese mense nie meer, en ek sê dis nie almal nie meer die hart en passie het vir die mense nie, dat dit begin gaan oor geld. Ek sien dit 10 minute. Ek sit met 'n kind vir 'n uur lank en dan weet ek nog steeds nie hoe gaan ek hierdie opsom nie. Ek weet nog steeds nie, Here, wat gaan ek nou sê, wat gaan ek doen nie, want daar's soveel meer om te unpack. Wat sê jy? Wat hoor jy in 10 minute? Sien jy oor 3 weke? So die Here sê basies dat die stryd wat ons voer, ons weet dit ook, Efesiërs 6 sê, ons kan dit nie met menslike middel nie. Daar's sekere goed wat gaan help, ek gaan nou daarby kom. Maar die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God kan vestig vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente, asook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So hoe kan ek my gedagtes gevange neem? Raak bewus van jou gedagtes. Not every thought that you thought. Nie elke gedagte wat jy dink is a good thought nie. And not every good thought is a God thought. Set us free. Set us free, Lord. So hoe doen ek hierdie? Nommer 1, skuif jou fokus. Jy fokus te veel op die negatiewe. Jy fokus te veel op wat in Israel en die oorlog en wherever aangaan. Is goed as jy daarop kan fokus. It's not good when you live in fear with it. You need to fix your thoughts. Fix your thoughts. Fix your thoughts on the one. Kolossense 3:2 sê vir ons, bedink die dinge wat daarbo is, nie op aarde nie. Ons leef hier en hier is goed wat jy moet mee deel. But deal with it. Yes. Don't stand on it, sleep on it, day and night, en top oor hierdie goed, dieselfde goed oor en oor en oor. Want dit maak dat ons procrastinate. So bedink die dinge wat daarbo is. Een vertaling sê, focus habitually on heavenly things. Die Passion sê, fill your thoughts with heavenly realities. Hoe mooi is dit nie? Jesaja 26:3 sê, you will keep him in perfect peace. Wie? Those whose mind is stayed on him. Do you want peace? Let your mind stay on him. Nommer 2. Sorg vir jou brein. Wat?
Jy's in 'n vleeslike liggaam. Jy moet na hierdie tempel kyk. Hierdie liggaam is nie gebou om vir ewig te hou nie. Wanneer hy terugkom, sal hy ons liggame verander en ons sal 'n verheerlikte liggaam hê, a body that will last forever. But you cannot eat and live the way you want and expect this body to keep up. Dis die voertuig van ons gees, van ons siel. So you need, ek praat nou van die fisiese brein, die ding nie. Jy moet hom voer. Daar's sekere kosse, plante en goed wat die Here vir ons op hierdie aarde gesit het, wat hierdie brein voer. Wat hom helder maak, wat hom krag gee, dit is breinkos. Daar's sekere kruie en minerale en goedes wat natuurlik is wat die Here vir ons gegee het. Eet jou broccoli. Eet jou wortels. Amen. Wat die Here het vir jou gegee. Ons pille wat help. En dit samples help for a season. Sekere balanse en goedes net weer in lyn te kry. Ek wil vir julle sê dat hierdie wêreld is gebroken en daar is siektes, daar is depressie, daar is goedes wat nie 'n geestesding is nie, maar it's actually a fact. Daar's 'n wanbalans in die brein. Daar's sekere chemiese stowwe en goed wat nie daar is nie, wat daar behoort te wees. En jy moet 'n gebalanseerde lewe leef om vir hom te sorg. Drank en sigarette en dagga en dwelms en al hierdie goeders sê hulle vir ons is nie goed vir ons brein nie. It's not good. It kills brain cells. Jy moet genoeg slaap in kry. Nou sê jy my vet, as ek nou so oordink, hoe moet ek genoeg slaap in kry? Dis mos hoekom ons nou hier is vanmôre. Maar dit help nie, jy sê jy kan nie slaap nie want jy heel aan getiktok nie. Daardie blou lig en heel aan gemovies kyk, it's not good for the brain. Hy skakel nie af nie. Jy moet kyk na dit wat die Here vir jou gegee het. Raak ontslaaf van die goed wat die brein beskadig. Voer hom, kry genoeg slaap, kry oefening, doen wat nodig is. As jy vir 'n tyd lank op 'n pil moet gaan sien jy dokter. Gaan praat met jou dokter, gaan hoor wat sê hy vir jou. Maar jou nommer 1 dokter is God. Lofprysing en aanbidding. Sal jy kan nou. We love om te worship. En ons voel ons kan vir die hele diens dit net dit. Paulus en Silas, Handelinge 16 vers 25 en teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid. Halleluja. Ons kom daarby, is die volgende. En tot lof van God te besing. Hierdie is een van die stories in die Bybel wat it blows my mind. Jy sit hulle in die tronk. Is er enig iemand wat al in die tronk was hier? Is jy dan geskaam? Halleluja. Dink nie, as jy daar is, jy weet nie wat dit is. Ek het al vir mense gaan kuier in die tronk, ek het al gaan bedien in die tronk. It's not nice. Ek weet dit lyk dalk soms so, ek kry soms KFC en allerlei goeders. Dus van ons sit hier so in 'n tronk geestelik. Jy's hier in 'n tronk vasgevang in jou eie seer en denke en overthinking en wat ook al jy dit wil noem of label vandag. Terwyl hulle in die tronk sit, begin hulle bid en hulle begin sing lof van God. En wat gebeur? Die ander gevangenes luister. Sien die wêreld gaan sien, hoe gaan jy dit hanteer wanneer die dokter vir jou sê daar's kanker? Daai mense sterf nie aan kanker nie, hulle sterf omdat hulle dit net opgee. Werk nie saam nie. Hulle werk saam met die Here nie, vertrou nie die Here nie. They just give up. Dit nou gehoor kanker. Dood. En jy slaap. Dit ervaar dit nie.
luister, wêreld kyk, watch. Skielik, sê iemand skielik. Skielik. Jy gaan nog bid, want jy gaan bid en bid en bid en bid. En jy gaan sing en sing en sing en sing. Skielik is daar 'n deurbraak. Party mense hou op sing voor die deurbraak. Hulle hou op bid voor die deurbraak. Skielik kom daar 'n groot aardbewing. Sodat die fondamente van die tronk geskud het. En al, sê al. Nie net Paulus en Silas, maar al die tronkdeure het oopgegaan. En die kettinge is losgelaat. Trek die volle wapenrusting aan en bid. Hoekom? Want hier is nie 'n fight wat jy hier fight nie. Daar's nie 'n persoon met die naam depressie wat jy met die mes kan steek en klaar kry nie. It's a battle that is not from you. En die Here het vir ons in Efesiërs 6 het hy vir ons die toerusting gegee. Helm van verlossing. Dan sê hy in vers 18, doen alles. Trek die hele wapenrusting aan en doen alles in smeking en gebed. Man, ek wil vir jou sê, as jy voel jy wil mal word, as jy voel dat jy kan nie meer nie, die denke is overwhelming, you need to get to a place where you start begging the Lord. It is not, dit is nie dat die Here some funny business wil hê, jy moet nou pleit en hier staan en kyk nie. He wants to see if you really want to be free. And it's not just freedom, it is Him, because He is freedom. En laat die Gees julle elke keer in gebed lei. Moet oor niks bekommerd wees nie. Tik net so 'n bietjie daar nie, man. Moenie bekommerd wees oor enigiets nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, en terwyl jy hom ook dank vir alles. En God se vrede wat meer is as wat 'n mens kan dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Dis mooi. Omdat julle aan Christus Jesus verkond is. Ek wil dit lees. En God se vrede, let me tell you, it's not world peace. It's not President Ramaphosa's peace. It's nie Trump se peace nie. It's God's peace, it's Shalom peace. It's a peace that surpasses all understanding. En God se vrede, wat meer is as wat jy kan dink, sal jou hart en jou gedagtes equal God. Jy al kaart gesien? His peace will guard your heart. Mediteer. Nou as ek sê meditate of mediteer, dan dink mense jy moet nou so iewers gaan sit soos 'n Boeddha en dan mediteer jy nou. Is nie wat ek sê nie, asseblief. Don't go there. Don't go there. Jy maak deur oop vir die mediteer wat God van praat is ook nie wat die wêreld vir jou sê empty your mind. Don't empty your mind. Fill it with the word of God. Of die Psalm 1 lees, jy ken dit, baie bekende gedeelte. Psalm 1 vers 1 tot 3. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockery, but they delight. Say something, delight.
They delight. Is nie die melk delight of die Coke delight? They delight, hulle vind 'n vreugde in the law of God. David het net die law gehad. Hy het nie Jesus gehad en die kruis en die Heilige Gees nie, but he delighted in the law. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. It means you need to think about the word day and night. Read the word day and night. En wat sal gebeur? And they are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. The leaves never wither, and they prosper in all they do. So wanneer daar die gedagtes inkom, en jy voel, jy is nie mooi genoeg nie, dan sê jy, okay, ek weet nie van wat sê, waar kom hierdie gedagte van wat okay, stop die lorry. Is it true? Wel, Here, as ek na myself kyk, dan dink ek nie ek is so mooi nie. Okay, stil, okay. Hier is die manual. En dan kyk jy wat sê die manual. And the manual says, you are fearfully and wonderfully made. So ek gaan nie meer langer dink, ek is nie meer mooi nie. Al voel ek nie mooi nie, al dink wie wat. The word says. En môre staan jy weer op en jy sien jouself weer in die spieël en jy voel weer, oh, jy's maar lelik. No, the word says. 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 As die duiwel kom, dan maak jy soos Jesus en sê, jy, selfs al kom hy met skrif, he misquotes scripture. Stop. Omdat wat jy begin top op hierdie gedagtes, dan is daar actually nuwe neuron pathways wat groei en vorm in jou brein. It's not just spiritual, but there's physically things happening here. En dit word deel van jou lewe. So mediteer. Tweede laaste, filter jou gedagtes. Filter jou gedagtes met die woord. En ons een spesifieke vers, Efesiërs 4 vers 8 tot 9. Finally, believers, whatever is true. So as 'n gedagte kom en vra jy, is it true or is it false? Is it true or is it false? Whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right, is it right or is it wrong? And confirmed by the word. Whether it's pure or is it pure, is it filthy? And wholesome. Whatever is lovely and brings peace. If it does not bring peace, it must go. If there is anything worthy of praise, think continually on these things. Center your mind on them and implant them in your heart. The things which you have learned and received and heard and seen in me, practice these things. Practice these things. Wat is practice? Dit beteken jy moet dit elke dag doen. Totdat dit 'n gewoonte kan raak. Dit word makliker. And the God who is the source of peace. Hy is die bron van vrede and well-being will be with you. Die laaste een, is die belangrikste een van hulle almal, is Jesus Christus. Die Seun van God. Ek kan nie dit sonder hom doen nie. En hy het die prys betaal.
voordat hy gekruisig het hulle 'n doringkroon op sy kop gesit en in sy brein ingedruk. There is freedom and deliverance vir hierdie man. En ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel soms ook met twyfel. En ek sukkel ook soms met overthinking. En ek check party goed is 100 maal om seker te maak. Ek is baie keer so dat ek 'n ding oordink wat dan dink ek nou terwyl ek hier staan, Here, is al my knope toe. Is alles toe wat moet toe wees. Is ek reg? Vir my sê jy kry dit ook. Here, hoekom kyk daai een vir my so? Here, het ek nou iets gesê wat ek nie moes nie? Here, moes ek nie nou al dalk al afgesluit het? Dis die gedagtes wat ek nie moet battle terwyl ek hier staan en die woord hier. En dit sê net ek nie, every preacher out there battles. Because this is a battlefield as well. Kan ons vanmôre kom en sê, ek stap na Jesus toe. En ek weet, Here, vanmôre hoef ek nie die doringkroon te dra nie, want U het dit reeds vir my gedra. En ons vra, Here, kom bestraf elke gedagte wat nie van U af is. Elke vuil gedagte, elke negatiewe gedagte, elke gedagte van ek is nie goed genoeg nie, minderwaardig. Elke leuen wat jy glo. Jy sien, ons kan nie verder aangaan met die detox as ons nie hier begin nie. Volgende week gaan ek met jou praat about the mind of Christ. We have the mind of Christ. Net al waar jy sit, jy weet waarmee jy deel. Jy weet of jy overthinker is, jy weet of jy depressief is, jy weet of jy negatief is, jy weet of jy altyd die ergste verwag. Sulke goedjies. Stry en dit maak jou ons. Wat vir jou sê, hou worry oor jou kinders. Hou worry oor jou kleinkinders. Wat jy moet doen is jy moet hulle by Jesus sit. And leave them there. Maar ons bid ons hart op met die Here toe, Here, ek bid vir my kinders, hulle het nie nodig. En dan draai ek om en dan, maar ek wil nog 'n bietjie worry. Ek wil nog 'n bietjie worry. Ek wil nog 'n bietjie oor hulle dink, ek wil nog 'n bietjie huil, ek wil nog 'n bietjie wat. Los dit daar. Ek weet dit is nie maklik nie, ek weet dit is moeilik, maar jy kan niks doen behalwe bid nie. Jou finansies. Jou gesondheid. Jy probeer so hard inpas in die samelewing. Omdat jy seer gekry het en omdat jy teleurgesteld is, die is 'n mes in jou rug gesteek en nou probeer jy goedjies doen. You overthink elke persoon wat dalk net skeef kyk in jou rug en dan dink jy, wat het ek nou weer gedoen? En jy gaan deur daai siklus van voor af. Weer die skeef. En ek weet dit is, ons bou mure. Ek bou mure. Ek wil myself beskerm. Baie keer maak ek as mense my bel en vir my sê hulle wil my sien, dan maak ek my klaar. Want ek dink hier aan alles wat kan skeefloop. Here, wat het ek nou weer gedoen? Wat het ek nou weer sondig gesê? Here, wat nou weer? Here, wat nou weer? Ag Here, wat sukkel hierdie persoon nou al weer? Moenie dit offensive vat vanmôre nie. Ek kyk eintlik maar na myself. Ek sê Here, en dan kom ek daar, dan kry ek 'n chocolate. Hoe kom ek dit sien aan my kyk nou. Here, kyk nou net. Stres vir nie, maak jouself siek.
kop is seer, jy slaap nie, die man werk, alles is gaan skeef. Dan dink ek, Here, wow. En net verlede week toe gebeur dit weer. Ek is kwaad, ek is geïrriteerd, ek is frustreerd met myself, met die lewe, met alles te. Ek bid vir goed en daar's die deurbraak nie. En toe krap mense my om en toe sê ek nog verder kwaad. En ek voel ek bereik niks hier op 'n Sondag nie, want ek preek myself potblou berei voor. Here, vir wat te luister in elk geval nie. En iemand bel en hulle wil my ook sien en ek dink, as hierdie dag eers so begin. En ek moes gaan bely. Toe die persoon voor my staan en iets in my hand sit, toe sê Here, ek is jammer. Here, ek is jammer. Bevry my van myself. Set me free from me. It's not just the devil. I plan die saad. It's me. Go and sit on those eggs that it doesn't even belong to me. Sy jy hoor hierdie plek. Baie is gesê vanmôre. Ek kan niks doen nie, maar ek glo en vertrou dat die Here vanmôre die hou geslaan het waar dit moet. Vader, ons dankie. Here, weet ek nou, Here, Vader, I pray, Lord, that your light will shine through our minds, through our thoughts, through our lives. Here, dat die lig van God elke vorm van duisternis sal verdryf. Ek bid, Here, dat elke gedagte sal stil word in hierdie plek. Elke overthinking sal cease, Here, depressie sal gaan, angs sal gaan, bipolar sal gaan, OCD sal gaan. Elke liewe ding wat nie van U af is nie, negatiewe gedagtes sal gaan, dit sal stop. Here, vul dit met positiewe gedagtes. Here, ek wil bid dat ons in die woord sal bly. Here, dat ons gedagtes sal vul met die woord. That we will fix our thoughts and our focus on You. Set us free. Set us free from ourselves. Halleluja. Net op waar jy sit, jy weet waarmee jy heal, jy weet wat jy mee battle, of het nou overthinking is, of het depressie is, just give it to God. Sit dit net by sy voete neer, plaas dit daar, los dit daar. Vrees, angst, enigiets, just let it go. Sit jou hands op jou hoof, op jou kop. En sê, Here, ek surrender my gedagtes. I surrender my thoughts. I give it to You now. Take my mind captive. And Holy Spirit, fill it with the Word of God that brings life, that sets free. Here, laat my gedagtes U gedagtes wees. Want ek kan nie my eie gedagtes vertrou nie. Here, laat geen vrees, geen onheil hier sal ingaan. Die gedagtes gee nou net so vir U. In Jesus naam. Amen.